En so is dit 'n week voor Kersfees en vandag is die 4de Sondag van Advent. Vandag wil ek saam met jou lees uit 1 Korintiërs 13, want hierdie Sondag se geskenk is die liefde en die tema vir vandag is 'n liefde wat bly. God se liefde wat na my en na jou toe kom en wat ek en jy nie in die wêreld kan gaan soek nie. Maar wanneer ek en jy hoor dat iemand uit 1 Korintiërs 13 lees, dan dink baie van ons onmiddellik aan een of ander romantiese oomblik. 'n Oomblik waar liefde seëvier. Dink vir 'n oomblik, troues, Valentynsdag, mooi woorde op kaartjies, dalk sagte agtergrondmusiek. Maar Paulus skryf hierdie gedeelte nie in 'n romantiese konteks nie. Inteendeel, hierdie mense in Korinte is besig om met mekaar te beklei. Hy skryf dit in 'n konflikgetuisterde gemeente. Klein huiskerkies waar mense by mekaar kom om iets van God te beleef. 'n Gemeente vol spanning, van jaloesie, van vergelyking en van kompetisie. Mense wat om 'n tafel sit en wonder wie is nou die belangrikste hier. 'n Gemeente waar mense mekaar begin meet het aan hulle gawes, hulle status en hulle geestelike prestasie. Dit wat hulle hier onder hierdie dak kan regkry. Maar luister hoe bou Paulus self hierdie spanning op aan die einde van hoofstuk 12. In 1 Korintiërs 12 en hoofstuk 31 lees ons, maar nou wys ek vir julle die allerbeste weg. Paulus wil vir hierdie mense hulpmiddels gee. Hoe lyk dit as julle as kerk nou hier by mekaar kom? Want met hierdie woorde verduidelik Paulus en hy maak dit vir hulle baie duidelik. Daar's iets belangriker as julle gawes. Daar's iets belangriker as hierdie geestelike vertoon wat julle so in mekaar se keelgatte afdruk. Daar's iets self meer indrukwekkend as hierdie indrukwekkende geloofstaal wat julle met mekaar deel. En juist daarom pas hierdie teks vandag so goed by Advent. Want Advent gaan nie net oor geestelike vertoon nie, dit gaan juist nie daaroor nie. Dit gaan oor God wat in sy liefde na my en na jou toe kom. Advent sê vir my en vir jou, God het nie op ons gewag om beter te word nie. God het net gekom na ons toe, soos ons is, waar ons is. Maar eers 'n metafoor. Baie mense hou daarvan om in Desember te gaan hike. Nou dink vir 'n oomblik aan 'n pad wat jy gaan stap, 'n bergpad. Dis steil, dis smal en dis gevaarlik. En jy kan vir hierdie hike die beste toerusting saamvat wat jy moontlik kan bekostig. Sterk, gemaklike skoene, dik stapsokkies, kaarte, ervaring en selfvertroue. Maar as hierdie pad onder jou voete self onstabiel is, as die grond onder jou verbrokkel terwyl jy loop, dan help al hierdie vaardighede, al hierdie diertoerusting vir jou niks. Jy gaan val of jy nou wil of nie. En Paulus sê vir hierdie Korintiërs, maar hy sê dit ook vir my en vir jou op die 4de Sondag van Advent. Liefde is nie nog 'n hulpmiddel vir die pad nie. Liefde is hierdie pad. Dis nie iets wat jy byvoeg tot geloof en gawes en kennis om dit beter te maak nie. Paulus sê vir hierdie mense, dis 'n draande werklikheid. Liefde is hierdie draande werklikheid waarin al hierdie goed wat ek en jy beleef moet gebeur. En dis die soort liefde waarvan Paulus praat, nie vriendskap of broerskap nie, maar goddelike liefde. Want Paulus begin skerp en eintlik 'n bietjie ontstellend as hy met hierdie mense in Korinte gesels. Hy sê vir al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal geword, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en al ken ek al die geheimenisse. Onthou, hierdie mense is besig om dit te soek. Al besit ek al die kennis en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, dan het en is ek niks. Dis 1 Korintiërs 13 se eerste 2 verse, hierdie bekende romantiese skynbeeld wat ek en jy het, maar let vir 'n oomblik mooi op. Paulus sê nie hierdie dinge. Hy sê nie een van hierdie dinge is verkeerd nie. Hy sê nie gawes, geloof en kennis is ewen gevaarlik nie. Paulus sê vir hierdie mense wat hier te mekaar in hierdie huiskerkie sit, sonder liefde verloor al hierdie goed hulle gewig, hulle waarheid en hulle betekenis. Liefde is nie net 'n versiersel wat jy bo op die koek kan sit om dit beter te laat lyk nie. Liefde is die beslag self.
Sonder liefde is daar niks. Maar hierdie mense is besig om met mekaar te kompeteer. Want die Korintiërs was vasgevang in 'n geestelike kompetisie. Jesus is weg en nou is hierdie klein huiskerkie. Paulus is ook nie meer by hulle nie. En hulle vra, wie's belangriker? Wie se gawes tel nou meer? Wie se stem moet vandag gehoor word? En Paulus herinner hierdie mense wat onder hierdie dak by mekaar kom. Julle moet mooi onthou, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. Hy sê vir julle is almal deel van hierdie liggaam van Christus. Nie een van julle is veronderstel om 'n belangrike rol as die ander te speel nie. Maar hierdie mense het dit self gedoen, want hulle is besig om hulle self aan mekaar te meet, met mekaar te vergelyk en mekaar te beoordeel. Want wie kry wat die beste reg? En daarom kom Paulus en hy sê vir hierdie mense in hierdie stad Korinte, die probleem wat julle het, Korintiërs, is nie 'n tekort aan gawes nie. Julle probleem is 'n tekort aan liefde. Dis ook nie 'n emosionele tekort nie. Wat julle het is 'n verbondstekort. Hierdie gelowiges het vergeet wie hulle is. Hulle is hier vir God, maar hulle weet nie meer wie hulle is nie. Hulle het vergeet wie God hulle gemaak het om te wees. En dan verduidelik Paulus vir hulle, wat is hierdie liefde wat hulle moet uitleef. Want nou hoor ons hierdie baie bekende beskrywing wat Paulus vir hierdie mense gee, en dit is belangrik dat ek en jy hierdie beskrywing in 1 Korintiërs 13 volledig moet hoor. Paulus sê vir hulle, die liefde is geduldig en die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie en die liefde is nie grootpraterig nie. Die liefde is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie en dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor onreg nie. Die liefde verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en die liefde verdra alles. Jy kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Hierdie is nie 'n poëtiese ideaal vir mooi oomblikke in hierdie lewens waarin ek en jy vasgevang is nie. Wat Paulus hier vir mense gee is 'n lewenspraktyk vir moeilike verhoudings. Wat Paulus vir hierdie mense sê is die liefde kos iets. Hierdie liefde verdra, dit hou aan. Dit bly staan wanneer dit makliker sou wees om weg te stap, weg te hardloop en plat te val. Paulus sê vir hierdie mense, hierdie liefde verander alles. En hierdie liefde is God se verbondstrou. Nou kom ek verduidelik vir jou wat dit beteken. As ek en jy hierdie beskrywing hoor, moet ons onmiddellik vir onsself vra, wie leef soos wat Paulus hierdie liefde beskryf? Is daar enige iemand wat dit kan regkry? Ek en jy kry dit nie reg nie, maar die Bybel se antwoord is eenvoudig en 'n bietjie ontstellend. God self leef so. As jy die liefde woordjie vervang met God, sal jy weet wie God is. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vervang God se naam met die liefde woordjie in 1 Korintiërs 13 en jy gaan weet presies wie hy is. Want hierdie is 'n verbondsliefde, dit is nie 'n reaksieliefde of 'n beloningsliefde nie. Dit is 'n liefde wat getrou en trou bly, selfs wanneer ander partye ontrou is. Dalk selfs juis wanneer die ander party nie getrou is nie. En in Advent kom sê die Here vir my en vir jou, God se liefde het nie gewag tot die wêreld regkom nie. God se liefde het net eenvoudig opgedaag. En dit bring my vandag by 1 Korintiërs 13 en Jesus. Lees vir 'n oomblik 1 Korintiërs 13 stadig deur. Lees dit en vervang liefde met God se naam en vra vir jouself, wie lyk so, lyk ek so? Nee, net Jesus lyk so. En Jesus sê vir ons, 'n nuwe gebod gee ek vir julle. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek vir julle lief gehad het. Dit kan jy gaan lees in Johannes 13, in hoofstuk in vers 34 in Johannes 13. En hoe het God vir my en vir jou lief geraak? Want dit kan maklik vir my en vir jou mooi woordjies op papier bly. Wel, die Bybel sê vir ons, niemand het groter liefde as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Johannes 15 vers 13. Jesus is die hoogtepunt van alles wat ek en jy hoor oor die liefde. En hierdie liefde is nie net sentimenteel nie.
Dit word deur die kruis gevorm. Die kruis is nie net 'n plek waar liefde bewys word nie. Die kruis is die vorm wat liefde aanneem in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Dis hoe liefde lyk wanneer alles platval wat eintlik moet regop staan, en liefde word by die kruis vlees. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Jy ken hierdie gedeelte uit jou kop uit, Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dat vent hoor ek en jy, liefde het nie net gepraat nie. Liefde bly nooit net by woorde nie, maar liefde het gegee. Liefde het vlees geword. Liefde het ingetrek in hierdie wêreld van my en van jou. God het nie van ver af lief gehad nie. God het naby gekom, baie naby gekom. En dit maak dat ek en jy nie verhoudings kan hê sonder liefde nie, want wanneer Paulus sê, liefde soek nie sy eie belang nie, dan gaan dit oor niks anders as my en jou verhoudings nie, oor die verhoudings wat hierdie mensies in hierdie eerste klein huiskerkies met mekaar gehad het nie. En dit vra vir my en vir jou 'n klomp ongemaklike vrae. Hoe hanteer ek en jy konflik? Hoe praat ons oor mekaar wanneer niemand anders luister nie? Hoe bly ek en jy lojaal wanneer dit nie meer gerieflik of maklik is nie? En nou bly geloof, hoop en liefde, net hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Die liefde kan eintlik 'n vloekwoord word as ek en jy dit nie uitleef nie. Want waarom is hierdie liefde die grootste van hierdie drie? Omdat liefde steeds en reeds nou leef, soos wat God dit vir die toekoms beplan het. Liefde is al wat gaan oorbly as ons in God se teenwoordigheid is. Maar vandag kry ons 'n vierde geskenk. En hierdie geskenk in Adventtyd sê vir my en vir jou, God se liefde het gekom. God se liefde bly en God se liefde is besig om vir my en vir jou te vorm. Nie omdat ek en jy so goed is of so goed voel nie. Nie omdat ek en jy altyd reg doen en reg optree nie, maar omdat God getrou is. En die grootste hiervan is die liefde. Mag ek en jy ophou praat, mag ons gaan doen, mag ons mekaar gaan lief hê, mag ons mekaar so lief hê dat dit iets van ons vra. Mag jy genade en vrede beleef. Here, dankie dat ons kan stil word en kan dink, kan reflekteer oor die liefde. Here, die liefde is iets wat ons so maklik gebruik, so maklik misbruik. Here, want ek is lief vir pizza, maar ek is ook lief vir my vrou en dit kan nie dieselfde liefde wees nie. Here, mag ons liefde anders lyk. Mag liefde in my lewe 'n werklikheid word, veral hier in die Kerstyd, wanneer ek u liefde aan my lyf kan voel. Here, dankie dat u my liewer het as wat ek myself het. Dankie vir u genade. En gee dat ek vandag 'n beelddraer, 'n ligdraer kan wees, sodat hierdie wêreld nie u liefde kan miskyk nie. Amen.